Die liefde van God is daar. Amen. Hy is so lief vir jou. Yes. Jy kan nie wegkom van dit af. Amen. Jy moet dit nooit in jou lewe vergeet. Make my arms whole, make my stains all glow, make my voete jy met danse voor die Heer. Make my arms whole, make my stains all glow, make my voete jy met danse voor die Heer. Saam met koning David pryk sy hom, sing tot eer van God. Ek wandel met Jesus en ek praat
Mit mein Streben soll Blut, mit mein Blute, ich kann tanzen vor dir. Mit mein Arme hoch, mit mein Streben soll Blut, mit mein Blute, ich kann tanzen vor dir. Sag ich guten Abend, preise hoch, sag Gott dir von hoch. In that crowd, in my ears, and fully on sing the bell, our soul never stop. And wonder when Jesus in the ears, song it Hallelujah.
strength and thy power. O come in thy own gentle way. Yes, come. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Nooit vanmorgen die Heilige Gees uit. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Yes, come in thy own gentle way. Halleluja. Abba Vader, ons nooi U vanmôre, deur U Heilige Gees, om te kom werk. Heilige Gees, kom vanmôre en beweeg deur hierdie banke. Amen. En kom ons net ontmoeting vanmôre met elkeen wat hier staan. Heilige Gees, kom vanmôre daar waar uitspraak nodig is. Kom vanmôre en gee die antwoord. Heilige Gees, daar waar vanmôre 'n uitroep is vir nuwe lewe in Christus, bid ek vanmôre, Heilige Gees, maak Uself tasbaar, teenwoordig. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, daar waar uitroepe is, waar daar is bekommernisse, waar daar is vanmôre omstandighede, waar daar vanmôre vrymaking nodig is, bid ek, Heilige Gees, kom doen die werk. Vader, ek is maar net 'n instrument, wat U gebruik soos wat U wil gebruik. Niks uit myself nie, Vader, maar alleenlik uit U, die krag van U en die Heilige Gees. En vanmôre bid ek waar ons bymekaar gekom het om Pinksterdag te vier, Vader, dat ons werklik terugkom by Pinkster, Vader, dat ons werklik weer kom daar waar die vuur van God is, daar waar die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die midde is. Halleluja. Ek bid vanmôre, Here, dat U deur die Heilige Gees sal werk en doen, net soos wat U wil, is my gebed in Jesus naam. Vader, ek bid vir hulle wat nie in die huis kan wees nie, weens omstandighede. Ek bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood moes afgestaan het, bid ek vir vertroosting en krag, Vader. Ek bid vir hulle wat vanmôre in 'n siekbed vasgekluister is, by hospitale, waar ook al by die huise, bid ek vir genesing in Jesus Christus se naam. Ek bid ook enige werke van die bose mag, die owerheid van duisternis, en ek kanselleer hulle planne van hierdie oomblik af in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan sit plek neem. Voorreg om weer saam met U in die huis van die Here te wees. Jou vyand kom maar ook hierdie kant aan. Dit het my plat gehad. Maar ek sê dankie, Here, ek kan vanmôre weer voor U staan. Amen. Al die lof en al die eer kom Hom en Hom alleen toe. Amen. Baie vrae rondom my ma is onveranderd. Hulle hou haar net gemaklik op hierdie stadium. Medies gesproke kan hulle nie meer vra iets doen nie.
Sy is opgewonde om huis toe te gaan. Sy het 'n tydjie met elke kind gehad. Ons het afskeid geneem. Dis nou in die Vader se hande. Amen. Ek wil hê jy moet saam met my lees uit die woord van die Here uit die boek Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Nou dit is iets wat mense nie meer baie sien in die huis van die Here nie. Nou die hoofopskrif sê die uitstorting van die Heilige Gees. In my Bybel is dit bladsy 1376. As jy daar is, sê amen. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat homself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee om te spreek. En daar in Jerusalem het Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in war, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal spreek. En hulle was dan almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat die spreek, dan nie Galileërs nie, en toe hoor ons hulle, elkeen in ons taal waarin ons gebore is. Parters, Meders, Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, by Cyrene en Romeine, wat hier betoef, Jode en Joodgenote, Kretenes en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Toe spreek Petrus met hulle, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk, soos julle dink nie, want dit is tog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en op die diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rook damp. Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot, deurdagte dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Amen. Nou jy sien baie duidelik, het 'n gebeurtenis plaasgevind op die dag van Pinksterfees. Nou Pinksterfees het nie eers daar ontstaan. Pinksterfees was lank voor die tyd, was dit reeds 'n ingestelde fees wat deur die Jode gehou was. Amen. Maar op hierdie spesiale geleentheid, nadat Jesus nou opgevaar het, hy's nie meer saam met hulle nie, het soos Joël geprofeteer het daar 'n gebeurtenis plaasgevind. Amen. En hulle sê die woord van die Here sê en hulle almal was binne bo vertrek. En die baie belangrike woord waarop ons moet ag lê, hy sê, en hulle was eendragtig saam. Kind van die Here, as jy wonder, hoekom die Heilige Gees nie werk in 'n gemeente nie, is wanneer daar nie eendrag is nie. Die Heilige Gees werk slegs waar eendrag is. Eenheid in Christus, eenheid in Gees, eenheid in liefde.
Amen. En hier sien ons dat die woord beklemtoon, hulle was eendragtig saam. Dan 'n baie belangrike gebeurtenis het daar plaasgevind. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Weet julle wat hou ek van God? Hy hou van lawaai. Amen. Hy gaan met 'n lawaai terugkom om sy kerk te kom haal. Amen. Hy het met 'n lawaai ingekom en hy die Heilige Gees kom bekend maak deur hierdie geweldige gebeurtenis wat plaasvind. Want ons weet dat daar mense is in die kerke wat glo ons moet so sit en dan moet ons sing Amazing Grace, how sweet thou. Dis wat ons verwag. Hoe durf jy dans in die kerk? Hoe durf jy jou hande klap? Hoe durf jy lewe vir Christus terwyl jy hom aanbid? Dis mos nie hoe dit hoort nie. Wat doen hierdie mense dan in die kerk? Hulle word mos die happy clappies genoem. Ek het groot geword, ek was genoem 'n happy clappie. En weet wat, dit my nie geplan nie. Want ek het 'n rede om 'n happy clappie te wees. Want my God leef, hy is in werklikheid, halleluja. Ek kan bid 'n lewende God, hè. Ek kan bid nie 'n dooie God nie, hè. En daarom kan ek nie op my stoel en sit, hè, soos hy 'n dooie grafsteen nie. Ek wil hom bid, hè, omdat ek weet my God leef, halleluja. Ek dink baie keer as God so moet afkyk op 'n Sondagmôre en hy kyk oor die kerke en hy sien hoe hy aanbid word. Dan wonder ek wat moet hy dink. Maar vanaand, môre aand of Saterdag aand as jy by die party is, dan is jy all the way. Jy kan nie genoeg doen wat jy doen nie. En jy is laat. En jy kan nie eens 'n 5 minute op 'n bank sit nie, want jy wil gaan dans. Jy wil vir die wêreld wys, jy is deel van hulle. Maar op 'n Sondag word vir jou geleer, as jy in die huis van die Here sit, moet jy jou vroom en dadig wees. Dan sal die Heilige Gees nie ingekom het. Met hulle waai. Amen. En dan sal die wederkoms ook nie kom met hulle waai. Want God hou van hulle waai, maar daar's hulle waai waarvan hy nie hou nie. En dis 'n kerk sonder liefde. Want hy sê, praat ek mense engeltale, al sing ek hoe mooi, al profeteer ek, maar ek het nie sy liefde nie. Is dit wat? Soos geraas van God se oor. Daai geraas hou hy nie van. Maar hy wil sy kerk sien, dat hulle weer lewendig raak in die huis van aanbidding. Hy wil jou sien oordans, hy wil jou sien losbreek en sy naam groot maak. Ons kan nie ons ou bankies warm hou. As ek kon het ek die banke weggevat. Dan gee ek jou rede om te staan en te dans. Maar ons moet terugkom by die plek wat ware Pinkster is, kind van die Here. Die kerk het wegbeweeg van ware Pinkster. Ons het begin inbeweeg waar die NG kerke en die ander kerke begin beweeg het, waar hulle glo al hierdie goed is nie in God se huis aanvaarbaar nie. Het jy 'n rede om te loop? Het jy 'n rede om te aanbid? Het jy 'n rede om vanmôre blydskap in jou hart te hê tot die Here? Wys dit vir hom, kind van die Here. Wees God. Wys vir hom dat jy 'n dankbare hart het. Wys vir hom jy wil hom loop, jy wil hom prys. Amen. Verder sê die woord van die Here. En daar het skielik hierdie rukwind uit die hemel gekom. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nie net seker is nie. Die hele huis is gevul. Wanneer laas het ons hierdie ervaring gehad in die kerk? Waar jy kan sê, Here, ek weet, toe ek instap in hierdie huis, was die teenwoordigheid daar. Here, ek weet wanneer ek in my binnekamer ingaan, is die teenwoordigheid daar. Here, ek weet daar waar ek my privaat tyd met U het,
is die teenwoordigheid daar. Wanneer dan, kind van die Here? Ons het godsdienst begin beoefen. Ons het mense geraak, soos wat hierdie klomp wat ons nou van gaan leer, die godsdienstig is. Alles moet op 'n godsdienstige wyse plaasvind, anders is dit nie aanvaarbaar. Ek het nie vir jou God haat godsdienst. Hy hou nie van godsdienst. God wil hê jy en ek moet hom aanbid in 'n gees en 'n waarheid. Amen. Dis wat hy wil. Amen. Hy wil nie hê ons moet bemoei word met godsdienst soos hulle reeds ook op hierdie dag van Pinksterdag bemoei was. En tot vandag toe nog is die godsdienstige mense daar wat ons bemoei met die werk van die Here, die werk van die Heilige Gees. Dan wil ek hom vertel, ons is vol een of ander demone. Die skrif sê in vers 3, hy sê, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Die Heilige Gees het waar begin. En dan verander die language. Amen. Dan het ek nie meer die taal van die wêreld. Dan verander my taal. En ek begin 'n goddelike taal spreek, ooreenkomstig met God se woord. So hy het eers gegaan en hy die tonge gesuiwer. Dan skinder ek nie meer oor my broer en my suster nie. Dan gaan praat ek nie meer van hulle sleg by iemand anders nie. Maar dan kom ek by die plek waar God se woord sê, eendrag. En hy sê verder, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Niemand daar binne daai gebou was uitgesluit. Elkeen was vervul met die Heilige Gees. Amen. Hy het nie gesê, ja, hierdie een bid 10 ure, daai een bid 2 ure, hierdie een doen dit, daai een doen dit, maar daai gaan ek een gee, jou gaan ek dit nie gee. Nee. Want hulle het eendragtig saamgekom. Omdat hulle eendragtig saamgekom het, was die Heilige Gees toegelaat om te werk. Amen. Kind van die Here, die grootste vyand in die huis van die Here is die mens self. Sy horlosie. Wanneer ons in die huis van die Here sit, en ek begin vir God 'n tyd gee, wanneer dit nou nie meer my pas nie, dan wip ek my en ek stap by die kerk uit. Die Heilige Gees wil nie hê ek en jy moet aangestel wees op tyd nie. Die Heilige Gees wil hê ek en jy moet toelaat dat hy kom werk op sy eie tyd. Soos wat hy wil. Maar die godsdienstige mense staan dit teen. En die woord van die Here sê, hulle het elkeen in 'n taal gespreek, soos die Gees aan hulle gegee het. Amen. In daardie geval, wat daai gebeurtenis aanbetref, dis nie die tale uitleg waarna verwys word nie. Soos baie mense beweer, dis hoekom as daar tale gepraat word, moet een of iemand anders daai taal verstaan, want dis wat tale praat beteken nie. Daar's ander gawes van die Heilige Gees. Dit het niks met die gawes van die Heilige Gees te doen. Hierdie was 'n eenmalige gebeurtenis op daardie oomblik, en ek het al baie manne gehoor wat uitgegaan het die evangelisasiewerk gaan doen het, wat nie die taal van hierdie mense gehad het of magtig was nie, maar het die Heilige Gees daardie taal vir hom of haar gegee vir daai oomblik. Dit is waarna die Heilige Gees hier verwys. Want hoekom? Daar moes 'n boodskap uitgaan. En hier het hulle elkeen die geleentheid gekry om die boodskap te ontvang. Nie een kon gesê het, ek verstaan nie wat hulle sê nie. Die woord sê, hulle het almal presies geweet wat gesê het. Want al hierdie tale was verteenwoordig.
Amen. Daarom kom God direk tot elkeen gespreek het op daardie oomblik. Dis het dit niks te doen met die gawes van die Heilige Gees. Amen. Die mense, dominees, gee, hulle sal altyd vir jou hierdie ingooi. As dit kom by tale bid en tale praat. Maar dit is nie dieselfde betekenis. Hulle sal dit nie vir jou sê, want hulle soek iets om te regverdig hoekom dit in hulle kerk is. Enige predikant wat tale spreek en die uitleg van tale nie plaasvind nie, gaan 'n verskoning soek en hulle gaan hierdie vers gebruik. Want hy self is nie eens gevul met die Heilige Gees. Amen. En daarom is daar nie tale. Amen. En daarom sê ek altyd, elke mens kan die gawe ontvang. Dis nie dat almal in tale bid nie. Dis nie dat almal in tale gaan praat nie. God gee soos wat hy wil gee. Amen. Maar hy gee ook vir elkeen 'n ander tipe gawe wat 'n ander dalk nie het. Jy kan dalk profeteer. Amen. En hier sien ons die volgende gebeur. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, let wel uit elke nasie wat onder die hemel is. Met ander woorde, elke nasie wat onder die hemel is, sê vir my, elke nasie wat onder die hemel is. Niemand uitgesluit. Amen. En die volgende gebeur, en toe hierdie geluid kom met die menigste saamgestroom, en was in waar, God hou daarvan om verwarring ook te bring in die kamp van die vyand. Amen. Jy het al gehoor. Hier is hulle nou verwar, want hulle kan nie weet en verstaan wat hier aangaan nie. En die woord sê, elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat dan spreek nie Galasiërs nie. En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Amen. Is God nie awesome nie? En hulle was almal verbaas oor hierdie gebeurtenis. En die volgende Parthus, Medes, Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontië, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië en Sirië en Romeine, wat daar vertoef het, Jode en Joodgenote, Kreteense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor wat? Oor die groot dade van God praat. Amen. Nie dade van hulle self nie. Nie dade van hulle congregation nie. Nie dade van wat hulle dink belangrik is nie, maar oor die grootheid van God. Amen. En hier kom God en hy bring die Heilige Gees in om vir hom te getuig sy grootheid. Amen. Want ek dink ons sit met daai selfde probleem heilig. Mense praat nie meer oor die grootheid van God nie. Jy sal oor allerlei ander dingetjies gesels, maar oor sy grootheid praat jy nie. Ek sê nie almal nie, maar ek sien dit in die kerk. As ek luister na preke wat uitgaan, hoeveel keer verteenwoordig dit die grootheid van God in steede die grootheid van die mens. Alles gaan oor die mens en nie oor God. En dis waar die kerk verkeerd gaan. Want as jy dit nie daar reg het nie, gaan jy dit nie daar reg. Amen. Hier kom die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee hulle die vermoë om in elke taal onder die hemele die grootheid van God te verkondig. En die volgende gebeur. En hulle was almal verbaas en radeloos. En sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Shame.
Ek is mense vol soetwynnis en 'n ander gedrag as dit. Hulle praat dan hulle wêreldse taal, hulle kan kyk hoe hard kan hulle vloek en hoe sleg kan hulle praat. As hulle vol soetwyn is. Amen. As hulle vol soetwyn is, dan bejammer hulle hulle self. Amen. As hulle vol soetwyn is, dan is hulle self gesentreerd. Die Heilige Gees is nie so. Amen. En hier kom hulle en hulle is nou raad op. Hulle kan nie verklaar hierdie gebeurtenis wat plaasvind nie. En so is dit ook in vandag se tyd. Daar is baie geleerdes, skrifgeleerdes, wat nie wil duidelikheid gee oor hierdie gebeurtenisse wat in die huis van die Here soms plaasvind nie. Dan gaan soek hulle 'n verskoning. En hulle maak dit duidelik. Amen. Ek het met u gedeel in die tydperk wat God met my gewerk het, waar hy my leringe kom gee in my slaap. Ek's 'n junior pastoor, dis nie waar die ander manne is nie. Elke nag kom God en hy gee my 'n lering in my slaap vir 6 maande. Ek het nie daai oomblik verstaan wat dit is nie. Dan gaan praat jy met hulle wat veronderstel is om jou te antwoord en hulle sê nee, ons dink is die duiwel. Ja, dis die duiwel. Maar in jou hart, in jou gees, in jou siel weet jy daai teenwoordigheid is nie boos nie. Want ek weet in die tyd wat hy my in my slaap weggevat het na 'n lokaal en hy vir my leringe kom gee, het ek geweet daar iets anders plaasgevind. In die môre as ek wakker word in my bed, dan voel my kop of ek al hierdie inligting gekry het. Dis net eenvoudig gestoor in my brein. En jy kan nie die goed verklaar nie, want dit is nie menslik verklaarbaar nie. En die kerk moet ophou om menslike verklaringe te soek vir die werk van die Heilige Gees. Want dit is nie menslik verklaarbaar nie. Ons moet eerder sê, Heilige Gees, werk soos jy wil. Doen soos jy wil. As iemand begin spring onder die salwing van die Heilige Gees, laat hom of haar spring. As iemand wil dans voor die Heilige Gees, laat hom en haar dans. Maar laat die Heilige Gees doen om sy werk te doen in God se huis. Amen. Jou verskoningies en jou redenasies gaan nie die Heilige Gees van plan laat verander nie. Jy mag net dalk die Heilige Gees bind waar hy wil werk. Want hy is 'n gentleman. Gekom hy met 'n verras. Amen. Verder sê die woord van die Here vir ons. Nou is dit die soetwyn verklaringkie. En Petrus staan op en hy sê nee. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef. En hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hy rebuke hulle. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Wat beteken dit? Begin iemand 3 uur in die oggend drink? Nee, ek begin al vroeër. Amen. So dis onmoontlik vir hierdie persone om die 3de uur te kom gaan drink het. En Petrus maak nou 'n duidelike bekentenis aan hulle, julle redenasie of beweringe is vals. Daar's nie gronde vir hierdie redenasie. Amen. Hy kom onmiddellik en hy kanselleer hierdie misverstande en hierdie deemekaarheid en hy kom maar duidelik en hy sê vir hulle, maar dit is wat gespreek is deur die profeet die Joël. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort
op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Nou is hulle die moeilikheid. Want hierdie Jode, hierdie godsdienstig is, weet van hierdie profesie van Job. Dit was geprofeteer. Amen. En nou gee hy vir hulle 'n rede om nou te bedink wat hier aangaan. En hulle word onmiddellik bewus gemaak, dit wat hier plaasvind, is wat geprofeteer is deur die profeet Job. Amen. Nou is al die misverstande uit die pad uit. En hy sê die volgende: hierdie werke van die Heilige Gees sal op elke vlees val in die laaste dag. Amen. Hy het nie gesê nie die pastoor nie. Hy het nie gesê nie die apostel nie. Hy het nie gesê nie die evangelis nie. Hy het nie gesê nie die ma of die pa nie, of die kerkraad nie. Hy sê op alle vlees. Amen. En hy kom en hy trek onmiddellik weer die jong mense. Hy sê vir hulle, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Almal is verteenwoordig. Amen. Onder hierdie werke van die Heilige Gees. En so gaan hulle verder en hy sê ook, en op wie? En op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek, nie jy nie die apostel nie die pastoor nie die dominee nie die evangelis nie. Hy sê, en ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Ek gaan nie baie aandag gee aan die teken, want ons gaan dit ook doen in ons leringe van die eindtyd. Amen. En hier sê die Heilige Gees dat die gebeurtenisse gaan plaasvind. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. Wat is belangrik wat julle hier sien? Die wederkoms van Christus is hier vir die eerste keer gepreek. Amen. Voor dit was Christus saam met hulle op aarde. Hier is hy reeds weg. Amen. En nou kom die eerste boodskap, die eerste prediking, die eerste profesie uit wat sê dat hy gaan terugkom. Amen. Die deurdagte dag van God, van die Here gaan kom. Amen. En ons sal dit sien, want daar gaan tekens wees. En hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis dit nie wonderlik. Amen. Die kleerlinge sing die keer en sê, roep sy naam. Jy hom al gehoor. Google hom. YouTube. Roep sy naam. Kind van die Here, Pinksterfees is baie meer dieper. Ek het 'n klomp studie saamgebring rondom die Pinksterfees self. Ek gaan julle daarmee bemoei vanmôre. Ek wil Pinksterdag terugbring. En jou die vraag vra vanmôre, hoe lyk Pinkster in jou lewe? Speel vir my asseblief. Niks is onmoontlik in sy naam. Amen. Niet te vrees, hoef niks te twyfel. En sy woord beloof hy my. Kom na my,
mooi na die woorde geluister. Hulle net nou maar net 'n manier om 'n boodskap uit te bring op hulle unieke manier hoe hulle praat. As ek gesê het, vir 5 jaar het ek onder hulle bedien. Die kind van die Here, wanneer ek onder die bank is in 'n huis van die Here staan, raak ek skaam. Ons God dien. Ek raak regtig skaam as ek weet hoe hulle met alles wat in hulle is, wanneer hulle in die huis van die Here is, ondien. Waar is ons? Wat het van ons geword? Vanmôre is my boodskap, hoe lyk Pinkster in jou lewe? Is daar nog enigstens 'n bewys van Pinkster in jou lewe? Of het jy ook maar saam die godsdienstiges begin vat? Allerhande redenasies maak. Hoekom sekere goed nie in die huis van die Here mag wees nie? En vanmôre is dit wat God vir my en jou wil vra. Pinkster, Ruach,
asem van God is ruach nog deel van jou lewe? Waarmee hou ek my stem besig, my asem, wat God my gegee het? Pinkster? Die eie? Die wêreld? Is die vuur van God nog in jou mond? Is die vuur van God nog op jou tong? Of het dit geblus? Praat ek maar net so maklik van my medebroer en suster? Skinder ek maar net so maklik? Vloek ek maar net so maklik? Praat ek slegte goed so maklik? Met die tong? Waarmee vul ek my tong? Met die Heilige Gees? Of die dinge daar buite? Die woord van die Here sê, kind van die Here, hierdie tong is 'n wapen. God het nie hierdie tong vir jou en my gegee om afbreek te doen in sy koninkryk, in sy huis. Hy het hierdie tong vir jou en my gegee om die grootheid van hom te verkondig. Maar as hierdie tong 'n wapen raak wat die vyand kan gebruik in 'n kerk, in 'n gemeente, dan is die vuur nie meer daar. Amen. Die vlam op die hoof is die teenwoordigheid van die Heilige God oor jou denke. Waar is jou denke vanmôre? Wat is die dinge wat jy bedink op 'n daaglikse basis? Terwyl jy die dinge moet bedink van sy grootheid. Die dinge daarbo. Amen. Die woord sê, bedink die dinge daarbo en nie die dinge hier onder op die aarde nie. Want as jy jou besig hou om hierdie dinge te bedink wat op hierdie aarde aangaan, dan gaan jy nie vir lank meer aan my deur kom klop. Want dan het ek depressie, en ek het angs, en ek het selfmoordgedagtes. Want dis wat hierdie aardse bedenkings doen. Hy sê, bedink die dinge daarbo. Amen. En vanmôre is dit wat die Heilige Gees vir jy en my wil vra. Hoe welkom is ek nog by jou? Hoe welkom is ek nog by jou? Of het daar lankal 'n verdeeldheid plaasvind? Psalmdigter Dawid sê, Here, neem net nie Heilige Gees van my af weg. En dit ernstig bedoel, toe hy sê, Here, van alles, van neem net nie die Heilige Gees van my af weg nie. En dis waar God sy kerk terugroep. Manne en vroue onder die salwing van die Heilige Gees. As kerk vir jou 'n tradisie geraak het jy 'n probleem. As kerk vir jou 'n las geraak het jy 'n probleem. As kerk vir jou 'n keuse geraak het jy 'n probleem. Hierdie banke is leeg oor keuses. Want die Heilige Gees word nie meer verteenwoordig nie.
En vanmôre spreek ek tot u as 'n gemeente. En ek vra vir jou, hoe lyk Pinkster in jou lewe? Waar staan jy met God se Heilige Gees? En ons almal kan ons koppe sak en sê, Here, ek weet, ek is ook nie daar waar ek moet wees nie. Ons almal, ek kan gesluit. Maar vanmôre hierdie dag aangebreek van die Here. En ons sê ons gaan vir jou bid. God ken jou. Hierdie dag het aangebreek dat ons moet werklik sê, Here, vat ons terug Pinkster. Vat ons terug Pinkster toe, Here. Dat ons nie oop wees, wit gepleisterde grafstene nie. Maar het gaan by jou begin. Nie by my nie. Ek het my eie saak met God. By jou. Jy, jou saak met God. En vanmôre, kind van die Here, gaan ek afsluit met die een vraag. Wie van ons het godsdienstige manne en vroue geword? Wat dink ons kan maar die Heilige Gees bevraagteken? Ons moet bevraagteken die werking van die Heilige Gees in die aanbiddingshuis. Ek het 'n boodskap vir jou. God gaan dit vir jou in jou eie taal gee. Dan gaan 'n tyd kom. Hy gaan met jou in jou eie taal praat, wat jy verstaan. Vanmôre het jy die geleentheid te sê, Here, reken my in by Pinkster, Here. Maak my deel van Handelinge 2. Maak hierdie gemeente deel van Handelinge 2, Here. Here, laat die salwing van die Heilige Gees net kom vloei deur hierdie huis. Dat mense hulle daai deur inkom, dat hulle sê, hier is iets anders. Ons ervaar die krag en die salwing van die Heilige Gees. Halleluja! Mense moet nie by daai keer instap om my te ontmoet nie. Die kerkraad te ontmoet nie. Jy moet instap by daardie kere, omdat jy 'n ontmoeting wil hê met die Heilige God. Halleluja! Vanmôre roep God ons as 'n gemeente terug na Pinkster. Mag die Heilige Gees ook met 'n hekse geraas hier in hierdie gebou inkom. Mag ons elkeen weer daai ervaring hê van die Heilige Gees. 'n Ontmoeting met die Heilige Gees. Want dis wat hy vir ons nagelaat het. Hy is nie meer hier saam met ons. Maar hy sy Gees, sy Ruach, hier kom los. Jou en my. En vanmôre kan nie elkeen, maar net self, terwyl hy sit, selfondersoek doen en vra, Here, hoe lyk Pinkster in my lewe? Hoe lyk Pinkster in my lewe, Here? Ek gaan 'n gebed doen, sluit die oë. Aba Vader, vanmôre kom ons na U, Here, met die boodskap wat U gee in Handelinge 2 rondom Pinkster, Here. Wat 'n wonderlike gebeurtenis en ervaring moes dit nie gewees het, om dit so tasbaar te kon ontvang. Maar die woord verklaar, U bly dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid.
En die hartseer wat nou by my opkom is die gedagte, U sê ek los my Heilige Gees vir julle, maar my Heilige Gees is nie welkom. Ek het 'n deel van my by julle kom los my kerk. Maar julle het daai deel van my verwerp. Daai deel het nie vir julle belangrik geraak nie. Daar's 'n skeiding tussen die bruid van Christus en sy Gees. En vanmôre vra die Heilige Gees jou, wat maak jy met my in jou midde? Gaan jy nog maar aan soos jy aangaan? Vader, ek bid, ek bely, ek bekeer voor U vanmôre, dat ons daai spesiale geskenk een kant toegestoot. En ons sien dit in die kerk. Ons sien hoe die gawes van die Heilige Gees al hoe minder raak. Ons sien hoe die vrug van die Gees nie meer teenwoordig is in die kinders van die Here se lewens nie. Want hulle die Heilige Gees verruil vir iets anders. Mens ingestelde idees en opinies. Vanmôre is my gebed, Here, dat U hierdie gemeente, Sola Dea Gloria, opnuut kom vul met die Heilige Gees. Dat U opnuut deur die Heilige Gees kom werk in hierdie gemeente, my God. Elkeen, Here, wat vanmôre hierdie boodskap hoor, sal reageer. Ek sien in my geestesoog hierdie wit duif in 'n hokkie ingesit. Hierdie duif wat neergesak het op die dag toe U gedoop was. Sien ek in my geestesoog hierdie duif is in 'n hok gesit. Ek bid vanmôre, Here, gee my die sleutel om daai slotte en grendels te breek. Vanmôre, halleluja. Ek nooi U Heilige Gees. Kom vanmôre met 'n rukwind deur hierdie gebou. Kom vernuwe, kom verander. Kom raak aan vanmôre. Kom gee elkeen 'n gawe van die Heilige Gees. Help ons, Here, om die Heilige Gees hartseer te maak. Help ons, Here, dat ons sal dink voor ons oor ons broer of ons suster praat. Dat ons sal dink voor ons hande op iets lê, wat ons nie ons hande mag op lê en ons oë op goed plaas, wat ons nie mag plaas nie, Here. Help ons, Here. Ek bid dat die salwing van die Heilige Gees op hierdie gemeente is. Ek bid, Here, beweeg vanmôre van bank tot bank, ook hulle wat luister op sosiale media. Vloei, Heilige Gees, vloei vanmôre, raak aan vanmôre, val soos vuur, tonge op ons neer. Dankie, Here. Robo sabayet, robo sabayet, robo Heilige Gees, kom waai
Waaier my, waaier my, o Heilige Gees, kom waaier my, ek stel my voor, laat my oorloop, van al die volheid, en waaier my. Sing het weer. Waaier my. Ons hier stap voor ons. Waaier my. O Heilige Gees, kom waaier my. Ek stel my voor, laat my oorloop, van al die volheid, en waaier my. Wil jy dit? Waaier my, waaier my, o Heilige Gees, kom waaier my, ek stel my voor, laat my oorloop, van al die volheid, en waaier my. Waarom ons sal jy dit? Maar jy moet 'n profetiese ding doen. Laat jy asem nou hê wat jy het uit. Laat dit uit. Asem wees as ek uit. Laat dit. Nou kan jy intrek die ruach. Diep, baie diep, maak jy longe vol. Trek sy ruach in. In Jesus name. Touch him, Lord. Deliverance through you, hallelujah. Korobo sabayete basikeri bebenda basikeri bebenda. Korobo bondira basibiyata basikeri andala basikeri andala basikeri bebenda. Touch him, Holy Spirit. Touch him, Holy Spirit. Breek vanmôre hierdie bande in Jesus naam, hallelujah. Maak hom vry vanmôre, hallelujah. Yes, breek hier, hallelujah. Korobo sabayete, karabo sabayenda rabo sakara baba baba bande. Pariando robo sabayete bebende basikeri bebanda basikeri bebende. Maak hom vol vanmôre, Here. Maak hom vol vanmôre, hallelujah. Karabo sabayete rabo sabayete bebende baba baba bande bebende. Elke gees van teleurstelling gaan nou in Jesus naam. In Jesus naam, hallelujah. Tel op jou kop omhoog, my kind. Tel op jou kop omhoog. Dis ek die Here jou God wat tot jou spreek vanmôre. As jy gaan gehoorsaam wees, sê God, sal ek jou optel. Ek sal jou herstel, ek sal jou huis herstel. Ek sal jou huwelik herstel. Ek gaan jou herstel. Maar die kanse is by jou gegee vanmôre, my kind. Dis jy wat moet reageer. Gaan jy hom vat vanmôre? Jesus sê hy's gereed om dit vir jou te doen vanmôre, haleluja. Karabo sabriete rebebende, barabo sabri bebende rebababande. Laat my toe vanmôre, nie om jou in die lig te stel nie, trap op hierdie. Trap op dit. Dis nie God se asemdaai nie. Trap op dit nog, prys al die kop. Dis nie God se asemdaai nie. In Jesus naam, haleluja. Ons weer lê jou werk en jou vyand te hand. In Jesus naam, haleluja. Geraba subarieta re baba baba de. Que teraba baba baba subarieta re baba baba de. Que tereta re re baba baba de. Trap op in Jesus naam. Daai staan se kop bereik sal jy. In Jesus naam, haleluja. Geraba subari bebende re baba baba subari hete. Para baba subari re baba baba tere bebende. Para baba subari baba tere bebende. Geraba baba subari bebende. Druk hierdie water nou. Druk hierdie water nou in Jesus naam. Kerobo sabre baba tere bebende. In Jesus naam, hallelujah. Yes, hallelujah. Kerobo tere waste yamara. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Kerobo sabre baba. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Ek is klaar met jou Satan. Hallelujah. Hallelujah. Vertel die vyand waar jy moet gaan vanmôre. Hallelujah. Dat jy moet hierdie water drink in geloof. Daar's niks wonderlik om in die water nie. Dis die Heilige Gees wat deur hierdie water gaan werk en suiwering nou in gaan van hierdie oomblik af in Jesus naam. Katarabo sabriyete, karabo sabriyenda, raba sebri bebenda, raba sikerienda. Korobobo sabra baba tiri bebende, parabobo sabri bebende, baba bobo dire baba bandi, baba baba ni peka krats dire asbi. Korobo shakari baba dire raba sabriyete, raba sikeriente. Korobobo sabriyenda, raba sikerienda, raba sebri bebende. Bari baba baba sabriyanda, ketorobo sabri baba baba bandi, ketara baba baba sebri anda, raba sebri bebende. En Jesus naam vat dit vanmôre. Vat jou oorwinning vanmôre mosie. Vat dit vanmôre. Vat dit vanmôre in Jesus naam. Halleluja. Ketorase ande raba sebri bebende. Pariando robo sabri baba baba anda. Ketorobo anda raba sebri bebende. Kotori anda raba sebri anda raba sebri bebende. Baba boda raba in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Touch you, Lord. Touch you, Lord, Father. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Reach out, touch the Lord as He passes by.
needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Touch Him. Ons prys U, ons eer U vandag, Here, vir die werk wat U doen in sy huis, die werk wat U gaan doen in sy huis, en die werk wat U gaan doen in sy huwelik, Vader. Elke terrein en elke gebied, in Jesus naam, Vader. Loof ons U vanmôre, prys ons U vanmôre, Here, vir die groot getuienisse wat ons sal hoor, wat uit sy mond gaan kom. Die groot dade van God sal hy verkondig. In Jesus naam, halleluja. Halleluja. Receive now. Receive now the Holy Spirit. Receive. Receive the Holy Spirit. Receive. Hold the boss. Lead the boss. Ontvang sy liefde. Touch him. Touch him. Yes, waffle. Yes, asem begin skoon. Waffle. Asem, gaan waffle. Yes, Jesus. Father, fill it now with your Holy Spirit. Fill it now with your Holy Spirit. Yes, yes. Fresh anointing. Fresh anointing, Lord. Touch him now. Touch him. Hallelujah. Yes. Show up. Hello, Father. Heilige Gees. Geef oor aan U. Nou in Jesus. Wees, U asem op ons deur. Hallo. En ek het hier op weg. Jesus, halleluja. Bloed van Jesus. Halleluja. Bloed van Jesus. Maak jy asem warm. Amen. Ruach. God se asem. Ruach. Dankie. Ruach sê ook in jou lewe nou. Ons Ruach spreek ook in jou lewe. Yes, Jesus. Jy weet wat gesê word. Ruach spreek nou in jou lewe. Halleluja. Dankie. Awesome. Ontstaan nie. Net wat mense hoor by jouself. Daai nikotien asem. Ryk op. As jy sy asem. Daar sê Here Jesus. Ryk op. En U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen. Here, U is God en koning van losie vermoere. Halleluja. U is God van nikotien en van alkohol vermoere. Amen. Enige verslawing is U koning van. Dankie Jesus. U is en U ruach reinig ons vermoere. Amen. Ons glo aan 'n heilige God vermoere. Yes, halleluja. Die Heilige Gees wat deur ons waai vermoere. Here was ons hier in oorwinning. Yes, halleluja. Oorwinning. Hy staan soos 'n Dawid wat 'n Goliat geslaan het vermoere. Here, ek is Goliat. Kan ek Goliat se kop afkap? Amen. Halleluja. Hier die Gees van God. Halleluja. Hier Jesus ons oorwin van die naam van Jesus. Ons is meer as oorwinnaar. Ons almal is meer as oorwinnaar. Deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The world behind me and cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Dit wat ons nou gesing het. The world behind me, the cross before. Jou naam is ook hier geskryf. Jou naam is ook hier geskryf. En vanmôre sê God vir jou, stel my kruis voor. Dankie. En sit die wêreld aan. Amen. Halleluja. Prys die Here. Amen. God seën jou. Mag ek net iets Jy mag. Ek het 'n pad met die Here gestap, waar ek die weë van die Here gevolg het, en die regte paadjie getrap het. Amen. Ek het in die geestelike wêreld het ek getrap, en dan begin die duiwel jou aanval, dan begin jy met een voet in die wêreld trap, en een voet. Amen. Dan gebeur net iets in jou lewe. En dan kom trots in, en woede, en dan spring jy in die wêreld in. Ja. En as die wêreld vir jou beet gekry het, vat hy alles weg. Amen. So sonder die Here is ons niks. Amen. Ons het hom in ons lewens nodig. Yes. Maar genadiglik het God se liefde en genade is so groot. Yes. Laat hy altyd weer vir ons plek hê. Amen. Terug by hom. Amen. Dankie. Dankie pastoor. Amen. Kom ons sing 'n liedjie, ons gaan juig daar in die Here. Ons gaan kroon die Lam se dag. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die Lam is altyd daar. Kom ons staan. Ons gaan juig